Nou vriende, ons is dankbaar dat ons weer vanmôre saam kan wees en ons is tans besig met hierdie baie aangrypende reeksie wat handel oor kruisopname, die pad na ware vrede vir jou en my siel. Nou ons het alreeds baie gedagtes mekaar hanteer. Ons het hierdie hele reeks in verband gebring met Jesus se woorde in Matteus 16, dat as iemand agter hom wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en Jesus volg. Dis 'n daaglikse proses. Ons het in verband gebring met wat Paulus sê in Kolossense 3 vers 3 wat gesê het, julle het gesterwe en julle lewe is nou saam met Christus verborge in God. Ek het vir u gesê, as ons kinders van die Here is, dan moet ons meer word soos Jesus. By wedergeboorte sterwe ons aan onsself, sodat ons word soos Jesus. Nou ons het na dinge gekyk wat ons in ons lewens moet doodmaak. Jy onthou, ons het begin by Kolossense 3 vers 1, dat ons die dinge moet soek daarbo, die dinge bedink daarbo, en dan dinge doodmaak soos hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes, en gierigheid wat afgodediens is, en al daardie dinge. Ons is tans besig met dinge wat ons moet aflê, en ons het alreeds gepraat oor toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit jou mond. Ek het dit genoem die 6 vernietigende sondes in die lewe van die kind van die Here. Somtyds beskou ons hierdie goed as klein sondetjies. Ag, ek het toornig geword, of ek het my meer verloor, of ag, weet jy, ek het ietsie gesê wat ek nou miskien nie moes gesê het nie. Maar die Here is baie ferm in sy oordra van sy woord deur te sê, my kind, lê dit af, kry klaar daarmee. Dis soos vuil klere wat jy moet uittrek, dat die stank van sonde nie meer aan jou liggaam kleef nie. Dat daar die besoedelde kleed van jou uitgetrek sal word, sodat jy jou kan bekleed met die kleed van geregtigheid, wat eie is aan 'n kind van die Here. Die 6de gedagte, onder wat ons moet aflê is, lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het. Nou vriende, wat is die definisie van 'n leuen of leuns? Nou 'n leuen is om opsetlik onwaarhede te vertel. Ons kan ook sê, vooraf uitgedinkte onwaarhede. Met ander woorde, ek neem myself voor om te lieg. Iemand vra my iets, en onmiddellik antwoord ek hulle met die gedagte in my hart, ek weet ek het nie gedoen wat hulle vir my vra nie, maar hulle gaan nie weet nie, so ek vertel 'n leuen. Dis om valshede dan te verkondig, of valshede uit te spreek. 'n Poging om iemand te mislei deur onwaarhede. Die Engels sê dit so mooi is, to be deceitful, om onwaarheid te praat, to be deceptive. So, iemand wat leuen vertel, of iemand wat met leuns omgaan, is iemand wat eintlik opsetlik besig is om hierdie waarheid te verdraai, ten einde by sy poging, of by sy leefstyl, of by sy verdediging aan te pas. Die Here sê, by 'n kind van die Here hoort dit nie. En daarom is dit baie belangrik dat ons na hierdie saak sal kyk. Spreuke 6 vers 16 sê, hierdie 6 dinge haat die Here, en 7 is vir sy siel 'n gruwel. Dan praat hy van trotse oë, 'n leuenagtige tong, hande wat onskuldige bloed vergiet, hart wat onheilsplanne beraam, voete wat haastig na die kwaad toe loop, een wat as valse getuie leuns uitstrooi, en tussen broeders tweedrag saai. As jy vanmôre iemand is wat omgaan met leuns, dan wil ek jou dringend waarsku, dat jy hierdie sonde by die kruis sal kom neerlê. As dit 'n gewoonte in jou lewe is, as dit 'n patroon in die lewe is, dan moet jy heel moontlik gaan ondersoek instel of jy by die Here uitgekom het, want die Here sê, die duiwel is die vader van die leuns. Johannes 8 vers 44, terwyl die Here aan die ander kant die God van waarheid is, en hy is die een wat vir ons leer om in alles die waarheid te praat. Kinders van die Here kan somtyds struikel, en hulle kan somtyds sondig. Leuns is nooit geregverdig nie. Mense gebruik baie keer vir Ragab die hoer wat gelieg het, en hulle sê, kyk daar, ons is geregverdig om te lieg. Nooit, vriende. As jy die skrif enigsins binne sy konteks dan gaan bestudeer, sal jy agterkom dat hierdie vrou nie 'n kind van die Here was nie. Leuns was 'n patroon van haar lewe. Sy het gehoor hoe die Here dan ook die Egiptenaars voor die volk Israel uitverdryf het, en haar vrees het haar laat dinge doen. En ons sien later dat die Here haar siel gered het en sy deel geword het van God se verbondsvolk. Die beginsel wat ek net wil deurgee is, leuns kan nooit geregverdig word nie. Ek het onlangs met 'n persoon gepraat wat vir my gesê het, maar hulle het opdrag gekry by hulle werkgewer, dat hulle sekere dinge moet sê, wanneer mense navraag doen. En toe sê ek vir hulle, jy kan nie jou werkgewer meer gehoorsaam as die Here nie. Daarom 'n leuenagtige tong is iets wat die Here haat, en dis nie eie aan 'n kind van die Here nie. Daarom, lê dit af, trek dit uit, kry klaar daarmee. As jy gelieg het, gaan maak reg wat jy verkeerd gedoen het. En dit is baie makliker om nie te lieg nie,
want dat jy nie nodig om in skaamde en in skande terug te gaan en te sê, jammer, ek het 'n leuen vertel nie. Spreuke 12 vers 19 sê, 'n betroubare lip bestaan vir altyd, maar 'n valse tong vir 'n oomblik. Valse lippe is vir die Here 'n gruwel, sê vers 22, maar hy het 'n welba aan die wat getrou handel. Baie interessant is, die Here praat van 'n valse tong wat vir 'n oomblik is. Daar is 'n ou spreekwoord wat sê, if you don't lie, you don't have to remember. Jy sien, mense wat lieg word baie vinnig uitgevang. Dikwels loop hulle leuen hulle vooruit, en later kom hulle in die verleentheid, met 'n rooi gesig draai hulle om en hulle loop, want hulle leuns het hulle ingehaal. Baie mense raak so gewoond aan die gedagte van om te lieg, dat hulle later nie eens meer skaam is daaroor nie. Dit is nooit so by kinders van die Here nie. Want 'n kind van die Here word deur die Gees onmiddellik herinner daaraan. Dit wat jy nou sê, my kind, is nie die waarheid nie. God is waarheid. En as jy aan hom behoort, wandel jy in die waarheid van sy woord. Daarom is dit baie belangrik om te sien, dat as ons leuns in ons lewens akkommodeer, dit dan ook 'n afwaartse spiraal sal hê, wat ons lewe sal vernietig. Op 'n stadium kom die Fariseërs en die Sadduseërs na die Here toe en hulle beroep hulle self daarop dat hulle kinders van Abraham is en dat hulle kinders van die waarheid is en dat hulle die woord van God ken en die woord van God liefhet. En Jesus sê vir hulle hierdie woorde: julle die duiwel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Wat is hierdie begeertes? Die Bybel sê hy's 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leienaar is en die vader daarvan. Wat wil die Here vir ons sê? Die oorsprong van leuns kom van Satan. Hy is 'n leienaar van die begin. Van die begin af het hy gelieg vir Adam en Eva, deur vir hulle te sê, luister, eet van die vrug. God het nie regtig bedoel wat hy gesê het nie, en God sal in elk geval nie doen wat hy gesê het nie. Julle sal nie enige straf kry as julle ongehoorsaam is aan die Here nie, en deur sy leuen is Adam en Eva om die bos gelei, het hulle geval, en beleef ons nog die ripple effek van hulle sonde, daar in die tuin, dan van Eden. Daarom is dit belangrik om te sien, dat ons altyd leuns in ons lewe moet teestaan. Die Bybel sê vir ons daar in Efesiërs 4 vers 17, dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook gewandel het, in die verdwaasheid van hulle gemoed nie. Mense wat verduister is in hulle verstand, en vervreemd van die lewe van God, deur die onkunde, wat in hulle is vanweë die verharding van hulle harte, wat ongevoelig geword het, en hulle oorgegee het, aan ongebondenheid om in hebsug allerhande onreinheid te bedrywe. Maar julle het Christus nie so leer ken nie. As julle ten minste van hom gehoor het, en in hom onderrig is soos die waarheid is in Jesus, dat julle, wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding ten gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word, in die gees van julle gemoed, en julle met die nuwe mens moet beklee, wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. Daarom, lê die leuen af en spreek die waarheid elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Is dit nie vir u besonder hoe die Here ook sekere sake aanspreek wat op toepassing is op die dag waarin ons onsself bevind? Dit is so van toepassing op die tyd waarin ons onsself bevind, waar die politici lieg, onderwysers, predikante, dosente, kinders vir ouers, ouers vir kinders. Ons leef in 'n tyd waar mense vasgevang is in leuns, en die Here kom en hy roep ons op en hy sê, my kind, is 'n dodelike, vernietigende sonde, lê dit af. En waarmee moet jy dit vervang? Met die waarheid. Lê die leuen af en spreek die waarheid. Dit is so eenvoudig soos dit. Kom ons maak dit nie te gekompliseerd nie. Sagaria 8:16. Dit is die dinge wat julle moet doen. Spreek die waarheid met mekaar. Beoefen waarheid en 'n regspraak van vrede in julle poorte. Kinders van die Here, vriende, moet bekend staan as mense wat se oggend en aandpraatjies dieselfde is. Mense wat die waarheid met mekaar praat. Daarom is dit belangrik dat ons hierdie 6 sondes sal identifiseer in vers 8 van Kolossense 3, en dat ons sal sê, Here, ons wil hierdie sondes aflê, ons wil dit uittrek, ons wil klaar kry daarmee, juis omdat ons met die nuwe mens wil beklee, sodat ander Christus sien in ons, dat hy gestalte sal kry in ons, en dat hy ook sy lewe deur ons kan lewe. Daarom is dit belangrik dat ons sal sê, Here, neem my lewe, laat dit Heer u gewy wees, meer en meer. Mag die Here vir ons wysheid gee, mag hy vir ons insig gee, en mag ons klaar kry met die leuen, en mag ons met 'n opregte hart die waarheid spreek, al kos dit ons 'n prys, al kos dit miskien dat ons
stryd gaan kry of die wind van voor gaan kry. Die waarheid sal seëvier, want God is die een waaruit waarheid ontstaan. Hy is die oorsprong van waarheid en ons sal die waarheid ken en die waarheid sal ons vrymaak. Mag die Here ons in staat stel deur sy Gees. Groete vir u, mooi dag verder. Tada.